Goeiemôre broers en susters. Lekker om so saam met julle hier in die kerkgebou te wees. Het is 'n voorreg om so saam met julle voor die Here te buig. Julle weet dit is Goeie Vrydag. Vir ons is dit 'n goeie Vrydag. Dit is 'n wonderlike geleentheid om so by mekaar te kan wees. Vir die Here Jesus was dit nie 'n goeie Vrydag nie. Hy het aan die kruis vir ons gesterwe. So baie hartlik welkom by hierdie dag vir al die besoekers wat saam met ons is. Baie hartlik welkom. Ook vir julle elkeen. Geliefdes, ek het hierdie prentjie vir ons saamgebring. Juis omdat dit Goeie Vrydag is en ons saam vier dat die Here Jesus sy lewe vir ons gegee het. En dan as fotum gaan ons in respons op mekaar reageer. Ek gaan voor en dan antwoord die gemeente. En dan gaan ons 'n lied saam sing. En dan kom die seun groet ook daarna ook weer in respons. En dan gaan ons verder voort. Ook so met die erediens. Ek gaan voor en dan antwoord julle as 'n gemeente. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elke een sy eie pad geloop. Here, dink aan my. Hy het ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Here, dink aan my. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Here, dink aan my. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Here, dink aan my. Dit is volbring. Amen. Kom ons. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons die heerlikheid kan verwoord en of besing met 'n aardse stem. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer. Eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Woord uit woord, lig uit lig, kom as mens op aarde. Hoe begrip, hoe ons verstand, is die grootheid hier. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer. Eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer. Eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God die Vader. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Genade en vrede vir julle van God die Seun. Ons skuld het hy gedra. Genade en vrede vir julle van God die Heilige Gees. Hy maak ons nuut.
verlange, U bring rus in ons gemoed. Jesus met ons dankgesange, loof ons steeds U liefde gloed. Op die bedorwe aarde, het U heiland neergedaal, en vir elke skuld beswaarde, met U kosbaar bloed betaal. Jesus, al U angs en smeking, eensaam in Getsemane. Here, was liefdevol bereken, om ons ware rus te gee. Heer, U het gedring deur liefde, self die kruis vir ons gedra, en vir selfde sondelose in ons plek op Golgotha. Hier in liefde wek U liefde, U kom met ons voorbegin. U laat groei in ons die visie van 'n nuwe lewensin. U skenk nuwe inspirasie om te bid, te glo, te dien. Middelpunt van ons verlange, U het rus aan ons voorsien. Geliefdes, ons gaan saam lees vanmôre uit die woord van die Here. Uit Matteus hoofstuk 27. Die gebeurtenisse waarvan ons vanmôre herdenk, die feit dat die Here Jesus vir ons gekruisig is, dat hy gesterf het en dat hy weer die derde dag opgestaan het uit die dood, word in al 4 evangelies beskrywe. En ons kan ongelukkig nie die hele verhaal lees nie, daarom het ons al so met hierdie tyd saam van lydingsreis, het ons alreeds dit gelees, maar ons gaan vanmôre net 'n gedeelte saam lees, hier uit Matteus hoofstuk 27. Kom ons buig net ons hoofde, en dan bid ons net so. Hemelse Vader, wat 'n vreugde om vanmôre hier in die erediens by mekaar te kan wees. Wat 'n blydskap en opgewondenheid in ons harte, omdat U vir ons voorsiening gemaak het. Vader, dankie dat U ons so lief gehad het. Dankie dat U liefde geen einde en geen grense ken nie. En dankie dat U liefde so groot is, dat nie een van ons die hoogte of die diepte of die wyte daarvan kan bepaal nie. Ja, Here, dis vir ons 'n vreugde vanmôre om in U liefde hier by mekaar te kan wees. Here Jesus, U het gekom om juis die liefde van die Vader vir ons te openbaar. U het juis gekom sodat ons deur U die lewe kan hê en deur U voor die voete van die Vader en voor die voete van U as ons verlosser en voor die Heilige Gees te kan buig. Dankie dat ons vanmôre hierdie voorreg het, Here Jesus. Dankie dat U bereid was om hierdie helse smarte deur te gaan, sodat ons daarvan verlos kan wees. Dankie dat U die liggaamlike pyn deurgegaan het, sodat ek nie nodig het om hierdie liggaamlike pyn as straf van God deur te gaan nie. Dankie dat U vir ons die dood oorwin het en ons nie nodig het om die dood te vrees, maar dat dit vir ons 'n deur en 'n ingang is om by U te wees.
Heilige Gees, openbaar vanmôre aan ons elkeen hierdie woorde. Dankie dat U self by ons teenwoordig is. En dankie dat U self vir ons aangryp deur U liefde en U kragtige inwoning. Vader, ons kom na U toe vanmôre, terwyl ons dink aan die Here Jesus wat in pyn en in lyding vir ons die gawe gegee het om in U teenwoordigheid te staan. Ons dink, ja Here, aan almal wat pyn het, wat lyding deurmaak, wat seer het, wat swaar kry. Vader, hier in ons gemeente is daar 'n klomp mense wat pyn en lyding ervaar. Ons dink, Vader, aan hulle wat geopereer is en nog besig is om te herstel. Ons dink aan oom Charlie. Vader, ons dink aan elke een. Ons dink in besonder ook aan Elma wat haar boetie aan die dood afgestaan het. Vader, ons dink in besonder aan Corneille wat nog herstel ook na haar operasie. Vader, ons dink aan elke een, want vandag se lyding aan die kruis herinner ons dat U ons lyding en ons pyn en ons swaar kry gedra het. Ons bid nou dat U genade op ons elkeen sal rus. Amen. Geliefdes, ons gaan saam lees hier uit Matteus hoofstuk 27 en ons begin daar lees van vers 15 af tot by vers 26. Die gouverneur het die gewoonte gehad om elke Paasfees vir die mense een gevangene van hulle keuse los te laat. In daardie tyd was daar 'n berugte gevangene met die naam Jesus Barabbas. Aangesien die mense tog by mekaar was, het Pilatus hulle gevra: "Wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Jesus Barabbas of Jesus wat Christus genoem word?" Hy het geweet dat die priesterhoofde hom uit afguns uitgelewer het. Terwyl Pilatus op die regbank sit, het sy vrou vir hom 'n boodskap gestuur: "Moet tog niks met hierdie onskuldige man te doen hê nie, want ek het vannag 'n vreeslike droom oor hom gehad." Intussen het die priesterhoofde en die familiehoofde die mense oorgehaal om vir Barabbas vrylating te vra en vir Jesus die dood. Die gouverneur vra hulle toe: "Watter een van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat?" "Barabbas," antwoord hulle. Pilatus sê vir hulle: "Wat moet ek doen met Jesus wat Christus genoem word?" "Kruisig hom," skree hulle almal. Hy vra: "Watter kwaad het hy dan gedoen?" Maar hulle skree nog harder: "Kruisig hom!" Toe Pilatus sien dat dit niks help nie en dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water gevat en voor die skare sy hande gewas en gesê: "Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man.
Dit is julle verantwoordelikheid. Toe antwoord die hele volk, laat die skuld vir sy bloed op ons en ons kinders rus. Pilatus het Barnabas toe vir hulle losgelaat, maar Jesus het hy laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Geliefdes, as ek en jy vanmôre so by die nagmaalstafel is, as ons so by die erediens is en ons kom en ons sê vir mekaar, dit is vir ons 'n goeie Vrydag, dan weet ons dat dit vir die Here Jesus sy lewe gekos het. Dan weet ons dat die Here Jesus geweldige liggaamlike pyn en lyding ervaar het. Dat hy geworstel het met hierdie taak wat op sy skouers kom lê het. Ons weet dat die Here Jesus verwerp is deur mense en deur God. Pilatus het hier gevra, wie van hierdie twee moet ek vir julle loslaat? Jesus wat genoem word Christus, of Jesus Barabbas? As 'n mens so dink oor Goeie Vrydag en oor hierdie hele gebeurtenis waarvan ons nou gelees het, en as 'n mens verder gelees het en die goed bietjie by mekaar probeer sit, dan staan 'n mens verstom oor dit wat hier gebeur. En ek het op 'n stadium vir myself gesê, hoekom moet dit so gebeur het? Waarom moes dit nou juist so uitspeel? Geliefdes, toe onthou ek en lees ek weer in die woord, dat God aan die werk is. Die kruisiging, Jesus se dood, Goeie Vrydag, die opstanding, die lyding, was alles deel van God se plan om verlossing te bring vir mense. Om die sonde van die wêreld te straf en te oordeel, maar ook om verlossing en bevryding te bring. Ons lees van God se plan dwars deur die Bybel. Genesis 3 vers 15. Hierdie moederbelofte wat ons van praat. Waar die Here gesê het vir Eva en ook vir die slang, wat die Satan gesimboliseer het, ek sal vyandskap bring tussen jou saad en haar saad. En jy sal hom in die hakskeen byt, maar hy sal jou kop vermorsel. En dan lees ons die beloftes van die Here op baie plekke in sy woord. Ag, en kan ek maar net by een van hierdie gedeeltes stil staan, en ek wil nie baie lank daarby stil staan nie. En dit is Jesaja 52, Jesaja 53. Hier word gesê in Jesaja 52, gaan oor die dienaar van God. Jy sal voorspoedig wees, jy sal hoog in aansien wees, en jy sal baie eer ontvang. Baie mense sal ontsteld wees oor jou, omdat jy misvormd geword het, en is. Jy het nie meer soos 'n mens gelyk nie. Nie meer die voorkoms van 'n mens gehad nie. Dan hoofstuk 53 sê, hy het die skoonheid, hy het nie skoonheid of pragt gehad, dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense hulle gesig wegdraai. Want die Here Jesus sê die woord, en hier in Jesaja,
Hy het ons lyding op hom geneem. Hy het ons siektes gedra. Hy is deur God beskou as een wat gestraf moes word. Een wat deur God geslaan moes word. Julle onthou die Nuwe Testament het gesê, Jesus is in ons plek sondaar gemaak. Dit is waarvan Jesaja 53 hier praat. En dan staan hier geskrywe, hy het 'n graf by die goddeloses gekry. Hy wat by sondaars in sy dood, hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom in pyn te laat ly. God se plan is nie 'n plan B nie. God se plan is nie 'n plan wat omvergegooi kon word nie. Dit is sy oorspronklike plan, is dat Jesus aan die kruis vir ons moes sterwe. En Jesus sê dit self in Markus en in die ander evangelies, wanneer hy telke male vir die volk sê, en vir sy disippels sê, ek moet oorgelewer word aan die skrifgeleerdes, familiehoofde en die fariseërs. Hulle moet my verwerp, hulle moet my doodmaak, maar ek sal weer opstaan op die 3de dag. Sien geliefdes, toe die fariseërs die Here Jesus verwerp het, kon hulle hom net verwerp volgens hulle self op grond daarvan dat hy die Messias was. En daarom het hulle, nadat hulle vir hom 'n klomp beskuldigings voor hom neergesit het, uiteindelik vir hom gevra, is u die Christus, die Messias, die Seun van God, wat sou kom? En dan antwoord hy, ja, ek is. En dan sê die Here Jesus, julle sal my sien aan die regterhand van die Vader, julle sal my sien kom op die wolke. En dan skeur hulle klere, en dan roep hulle uit, wat 'n godlasterlike woord. Hy verdien die dood. En daarom sê die woord, lees ons dit in Lukas, hoofstuk 23, dat hulle nadat hierdie gebeurtenis plaasgevind het, en hulle Jesus daar tot die dood verklaar het, opgestaan het en hom na Pilatus toe gebring het. En ons lees nou hierdie gedeelte van die gebeure daar rondom Pilatus, rondom sy regspraak, rondom daar sy troon waar hy vandaan heers, en dit wat daar gebeur het. Aangrypend is dat wanneer die aanklag kom voor Pilatus oor die Here Jesus, en hulle, dan sê hulle, hy beweer dat hy die koning van die Jode is. Dan vra Pilatus, is jy die koning van die Jode? En hy bevestig dit weer. Maar wanneer Pilatus Jesus ondervra, dan is daar 3 keer, 4 keer deur die vrou van Pilatus, nog 3 keer, en ook deur die soldaat wat by die Here Jesus se kruis was, hierdie woorde. Hy is onskuldig. Ek vind geen skuld in hom nie. Maar die Jode het hom gebring, sodat hy tot die dood toe veroordeel kan word. En nou geliefdes, dis ingrypend, dat God mense gebruik as sy instrumente, om sy plan in aksie te sit. Pilatus is instrument, die fariseërs is instrument, die volk is 'n instrument. Pilatus het 'n menslike tradisie gehad, 'n tradisie wat hy nagevolg het, en ons lees nie op 'n ander plek daarvan nie. En dit is dat hy op Paasfees, omdat hy die Jode se guns wou wen, en wou gehad het dat hulle hom goedgunstig sal wees, het hy vir hulle iemand wat gevange geneem is en veroordeel is, vrygelaat. En nou is dit in hierdie geleentheid waar die Here Jesus voor Pilatus staan, en waar die Jode sê,
Hy verdien die dood, en waar Pilatus in sy regspraak sê, ek vind geen skuld in hom nie. En dis asof Pilatus dalk, ek weet nie, ek lees dit nou maar hierin, vir homself in hierdie penarie bevind. Hy wil Jesus vrylaat, maar die volk en die Jode wil hê, hy moet sterwe. En dan dink hy aan hierdie tradisie, wat hy het, en hy sê vir hulle, soos wat ons dit gelees het, wie kan ek vir julle loslaat? Want ek dink, moontlik het Pilatus in sy gedagte gedink, hier is 'n uitweg om uit hierdie penarie te kom. Want as hy iemand wat boos is en sleg is, saam met Jesus voor hulle laat staan, dan sou hulle waarskynlik, het hy dink ek gehoop, Jesus kies om hom te laat vrygaan. Maar dit sou teen God se plan wees. So wanneer Pilatus dink aan wie hy moet vrygelaat word, dan sê die woord vir ons, daar was 'n man met die naam Barabbas. En as die Bybel hom beskryf, dan sê hy is 'n rebel, hy is iemand wat in opstand is. Hy het aangesluit by die Zelote, wat 'n terroriste groep was, wat teen die Romeinse regering in opstand gekom het. Hulle het opstande gereël, hulle het getooi, soos wat ons dit ook seker maar ken. En in hierdie proses het hulle mense doodgemaak. Hy en van sy pelle is gevang en in die tronk gegooi en veroordeel. Want hy het moord gepleeg. Die Bybel sê dit ook op 'n ander plek. Hy is in die tronk as gevolg van die opstand en die moord wat hy gepleeg het. Maar dan sê Johannes van hom, hy was ook 'n rower. En dan sê Matteus, hy was 'n berugte gevangene. So hy was bekend vir sy manier van lewe. Hy was bekend vir sy keuse van aggressiewe lewe en om met aggressiwiteit en met woede en met opstand en met moord en met roof voort te gaan. Hy is in die tronk gegooi. Hy is tot dood veroordeel. Hy moet gekruisig word. Saam met sy vriende wat gevangene geneem is. En dan hoor hy iemand wat nader stap. En hy besef waarskynlik in homself, dit is nou die dag wat ek sterwe aan 'n kruis. Sy benoudheid, sy inperking in die dodesel, sy lewe wat tot 'n einde loop. Hulle vat hom terug en hulle bring hom daar na Pilatus toe, waar hy sit op sy regterstoel. Jesus staan daar. Barabbas word ingelei. En dan hoor hy hierdie woorde. Wie van julle moet ek vir julle loslaat? Barabbas. Jesus wat Christus genoem word. Geliefdes, ek dink nie Barabbas kon regtig begryp wat hier aan die gang is nie. Ek het gewonder, hy sê, wat gebeur hier met my? Skielik kan ek dalk losgelaat word. Vrykom. Sien geliefdes, Barabbas het ook die naam Jesus gehad. Want Jesus was 'n algemene naam in daardie tyd. En Jesus beteken God red. So hy het die naam gedra, God red, Barabbas. En Barabbas is Aramees, Bar Abba, seun van die Vader. Jesus wat die Christus is, het ook hierdie titel gedra, seun van die Vader. Sien geliefdes, wanneer Barabbas daar staan, dan kom sy hele menswees na vore. En is dit op die tafel
En Jesus aan die ander kant is God red, Messias, gesalfde. Teenoor Barabbas se karakter was Jesus iemand wat goed gedoen het. Iemand wat mense genees het. Iemand wat blindes laat sien het, dowes laat hoor het, dooies opgewek het uit die dood. Mense genade gegee het in plaas van oordeel. Sien, Jesus was die een wat die liefde en die goedheid en die guns van God geopenbaar het. Wie wil julle hê? Die verlosser Barabbas wat jou politiek in die politieke sin gaan verlos. Jesus die Christus, die Messias, wat jou geestelik van sonde gaan verlos. En dan roep die volk wat by mekaar is, los vir Barabbas. Laat Barabbas vrygaan. Kruisig vir Jesus. Sien geliefdes, wanneer ek en jy hieraan dink, dan is die vraag vanmôre, hoekom? Hoekom het dit so gebeur? Wat beteken dit vir Barabbas? Dit beteken vir Barabbas die lewe. Hy kom vry, hy kan uitgaan. Hy kan gaan lewe. Want die mense het gesê, laat vir Barabbas los. Beteken vir Jesus die dood. En dit pas in by God se plan. Want die dood gaan oor sy offer. Johannes het uitgeroep, daar is die lam van God, wat geslag gaan word. Pas in by God se plan, om vir my en vir jou, en vir Barabbas, te red. Dit beteken dat die Here Jesus die plaasvervangende offer gebring het, sodat Barabbas kan lewe. Barabbas word vrygemaak. En dit beteken dat hy liggaamlik vry is. Hy het sy vryheid ontvang uit die dode sel. Hy kan afhuppel by die trappe. Hy kan aangaan met sy lewe. Ons weet nie wat het hy gekies, of hy nog steeds hierdie aggressiewe boosheid gekies het om uit te leef en of sy lewe verander het nie. Ons weet dit nie, want die woord sê niks. Sien, wat beteken dit vir my en vir jou vanmôre? Geliefdes, dit beteken vir my en vir jou vanmôre, jy is Barabbas. Dit beteken, jy is Barabbas. Jy is die een wat die dood verdien, wat klaar veroordeel is, as gevolg van die sonde. Jy lewe met aggressiewe optrede. Jy maak mense dood. Ja, en miskien sal jy vir my sê, ek het dit nog nooit fisies gedoen nie. En dit is sekerlik waar. Maar weet jy, elke keer wanneer jy iemand beskinder het, elke keer wat jy van iemand sleg gepraat het, elke keer wanneer jy iemand se karakter afgebreek het, het jy doodgemaak. Jy sal sê, nee, ek steel nie regtig nie. Steel glad nie. Maar jy beroof mense van identiteit. Jy beroof mense van hulle lewe. Daar is afguns in jou hart. Daar is soms moord in jou hart. Hoe sê ons nie vir mekaar baie keer nie, ek het nog nooit gedink aan skei nie, maar aan moord baie. Geliefdes, hierdie woord wat eintlik so half, ek wil sê half aangelap is, want dit gaan mos oor Jesus, en nou skielik is hier 'n Barabbas, en eintlik lees ons maar net 'n paar verse van hom. Dit wil vir my en vir jou terugbring by die feit dat ek en jy moet besef dat ons is Barabbas. Ons is veroordeel voor die Here.
Sy dood het vir my en vir jou verlossing gebring. Vraag is, glo jy dit? Glo jy dit? Want die skrif sê, dis die enigste manier wat hierdie offer van die Here Jesus in jou lewe kan 'n realiteit word en kan betekenis kry. As jy werklik met jou hele hart glo dat Christus vir jou gesterf het. En in jou plek die kruis gedra het. Die straf van God gedra het. Ja, dis vir jou en vir my wat hy stikkend geslaan is. Dis vir jou en vir my wat hy 'n doringkroon gedra het en wat hy bespot is en gespoeg is. Dis vir my en vir jou wat hy aan die kruis vasgeslaan is. Vir jou en vir my wat hy die duisternis beleef het van 12 uur tot 3 uur. En moes uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Sien geliefdes, Barabbas se verhaal wil vir my en vir jou help om te besef, hier staan Barabbas, hier sit Barabbas. Wie wil jy hê? Wie wil jy wees? Barabbas? Of soek jy Jesus, die Christus, die een wat Christus genoem word? Geliefdes, wat beteken dit? Dit beteken dat elke keer wanneer ek na myself kyk, elke keer wanneer ek julle sien en wanneer julle my sien, en ons beleef iets van 'n Barabbas, dat ons met Jesus se oë sal kyk. Dit beteken dat ons telke male met Jesus se liefdeshart sal kyk. Dat ons met die vergifnis van die Here Jesus sal kyk. Elke keer wanneer ons iemand daar buite sien, wat ten opsigte van die politiek, of ten opsigte van finansies, of ten opsigte van moord en roof en aanvalle, vir my en vir jou skade doen, dan kyk ons met Jesus se oë. Want Jesus is op soek na elke Barabbas in hierdie lewe. Jesus is op soek na die verlore gaande wêreld. En ek wil julle maar net uitnooi vanmôre, dat ons as kinders van die Here hierdie plaasvervangende offer van Christus, waar hy dood geword het en ons lewe ontvang het, dat dit so in ons sal kom sit, en dat ons na die wêreld sal kyk met Jesus se oë, en as ons vir Barabbas sal sien, dat ons sal sê, Jesus, Barabbas vir Jesus, dat ek en jy 'n begeerte sal hê om siele te wen vir Jesus. Terwyl ons so sit, kom ons sing net hierdie pragtige lied saam. Jesus, o denk aan my, wanneer U hier in U ryk kom. Jesus, o denk aan my, wanneer U hier in U ryk kom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, o denk aan my, wanneer U hier in U ryk kom. Jesus, o denk aan my, wanneer U hier in U ryk kom.
Geliefdes, as ek en jy soos hierdie man aan die kruis hierdie woorde uitroep en ons kom buig voor die Here Jesus en ons glo met ons hele hart en ons wese, dan sê die woord vir ons dat daar vir ons genade is. Die woord sê dit vir ons baie duidelik in 1 Johannes 1 vers 8 tot 2 vers 2. Hier staan geskrywe in hierdie gedeelte, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sonde en reinig ons van alle ongeregtigheid. Johannes 3 vers 17 sê, Jesus het gekom, nie om te veroordeel nie, maar sodat ons deur hom gered kan word. Johannes skryf hier, hy sê, ek skrywe vir julle sodat julle nie moet sonde doen nie. En dan sê hy, en as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sonde, nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Het jy dit gevat? Het jy dit gevat dat Jesus in jou plek gesterf het? As jy het, kom ons sing hierdie lied saam. Ons bly net so sit. Ons kniel hier aan die voete neer en hoor die hemel kore. Al lof en prys en roem die Heer oor ons en so verlore. U liefde is onpeilbaar groot, ons sien nie om te lei nie. Geen kruis, geen straf, geen val, geen dood, sy sonde te bevry nie. In almachtige God, oorwel die helse magte. Priesters deur die bloed gewy, sal ons skuld vergewe. Ek wil graag vra dat die diakens net vir ons die tafel in gereedheid sal bring asseblief. En dan gaan ons saam sing lied 303. Eet die brood, drink die wyn, kom na Christus, hy stil u honger. Eet die brood, drink die wyn, glo in hom en hy les u door. Eat this bread, drink this cup, come to Christ and never be hungry. Eat this bread, drink this cup,
trust in Christ and you will not thirst. Eet die brood, drink die wyn, kom na Christus, hy stil u honger. Eet die brood, drink die wyn, glo in hom en hy lees u dors. Geliefdes, terwyl ons so by die tafel is, dink ek dit is net gepas, dis goed dat ons saam ons geloof hardop bely. Kom ons staan, dan bely ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons gaan die nagmaal vanmôre met mekaar vier, saam met mekaar deel, op 'n ander manier as wat ons dit normaalweg doen. Ons gaan die brood breek en ons gaan die wyn hier hê. Rita gaan vir my kom help, Ernest en Rachel gaan vir my kom help. En wanneer die geleentheid is, kom julle almal na vorentoe. Jy ontvang die brood en jy ontvang die wyn. Die Here Jesus het toe die nag toe hy saam met sy disippels die Pasga gevier het hy die brood gebreek, want hy het die brood geneem en hy het die brood gebreek, en hy het gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Ons sit nog iets by wanneer ons sê, neem dit, eet dit, dink daaraan, glo, dat sy liggaam vir jou gebreek is, tot 'n volkome versoening. Die beker van danksegging het die Here Jesus geneem en hy het gesê, die beker van danksegging is die bloed van die verbond. Dis my bloed wat vir jou gestort word. En dit word so gestort dat dit 'n versoening is vir baie, baie Barabbasse oor die wêreld heen. So geliefdes, wanneer julle die brood ontvang, sal die volgende vir julle gesê word. Die brood sal gebreek word, en jy sal die brood ontvang, en daar sal vir jou gesê word, die liggaam van Christus, wat vir jou gebreek is. Jy sal by die beker kom, en jy sal die brood in die beker sit, en daar sal vir jou gesê word, die bloed van Christus, wat vir jou gestort is. Ek gaan net eers vir hulle die nagmaal bedien, en dan gaan hulle saam met my oorvat, en dan gaan ons die nagmaal aan julle bedien.
Rita, die liggaam van Christus wat vir jou gebreek is. Die bloed van Christus wat vir jou gestort is. Rachel, die liggaam van Christus wat vir jou gebreek is. Die bloed van Christus wat vir jou gestort is. Ernest, die liggaam van Christus wat vir jou gebreek is. En die bloed van Christus wat vir jou gestort is. Rita en Rachel, een van julle kan daar vat, ek en Ernest sal hier vat, of jy kan by Ernest staan, pla nie. Gaan jy die brood vat? Geliefdes, ons gaan afsluit met hierdie lied. Ons fokus op die Here Jesus, op dit wat hy vir ons gedoen het. En ons sing dit, terwyl ons onsself herinner en ook ander herinner daaraan. Aanskou die Heiland sien die kruis, die hemelvors verag verguis. Vir my het hy om daar laat hang, hy lief, hy sterf en my belang. Hy hang van God en mens verlaat, hy sien waar ander spot en haat. Hy bly verdra, vergeef, versoen, en so 'n redder sal ek roem. Vir al my skuld het hy betaal, vir my en helle afgedaal. Sy kruis, sy liefde, hoop begrens, ag gee my 'n nuwe mens. O kan ek nou met vreugde dien, 'n ruimte deur sy kruis voorsien, 'n liefde so volmaak en vry, hy alles, alles, alles van my. Geliefdes, ek wil graag vir julle seën met hierdie woorde. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig, want uit die lig kom alles wat goed en reg en waar is. Julle is die sout vir die aarde. Julle is die lig vir die wêreld. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.
Amen. 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 Geliefdes, julle moet onder Jesus lewe. Gee jou lewe vir hom. Geniet hierdie dag, geniet die Paasnaweek. Julle kan gerus vir mekaar hallo sê soos wat julle op pad is. Ek is hier, so ek wil graag ook vir julle hallo sê soos ek julle sien.